Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Matteus 5 vanaf vers 38 tot en met vers 48. Ek wil sommer net twee verse vir julle lees hier in vers 43 waar daar staan: Julle het gehoor dat daar gesê is jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg. Die laaste gedeelte gaan daaroor dat ons optrede anders moet wees, omdat God juis deur ons verheerlik word in die manier hoe ons dan ook teenoor mekaar leef en optree. As hierdie wonderlike verhaal van Walter Wink, wat vertel van 'n geleentheid tydens die burgerregte beweging in Amerika. By 'n geleentheid was daar swart en wit burgerregaktiviste by mekaar in Selma. En hulle het gehoor van 'n groep studente of mense wat aangerand was deur die paredepolisie in Montgomery. En dit het 'n geweldige reaksie by hulle ontlok, sodat hulle in protes en optog dan wou gaan. By die geleentheid was daar ook die sheriff wat daar teenwoordig was, Jim Clark, wat lyk baie rassisties was. En hoe hy hom dan nou verlekker het in die omstandighede van hierdie aktiviste. En een van die predikers het vorentoe gestap en 'n lied begin neerie met die woorde: Do you love Martin King? En die antwoord daar was: Certainly Lord. En so het hy by al die bevrydingsbevegters gekom en hulle name genoem. En elke keer het hierdie woorde soos 'n refrein deurgekom: Certainly Lord. En op 'n stadium het hy dit verander deur die woorde te sê: Do you love Jim Clark? En die eerste keer het hulle nie reg te verstaan wat hulle sing nie, maar die antwoord was Certainly Lord. En die tweede en derde keer toe hy hierdie vraag vra, was dit dat hulle daarop bevestiging geantwoord het. En dat hoe hierdie gebeure eintlik gelei het tot Jim Clark, wat dan nou die belydenis gemaak het dat hy onregverdig opgetree het en dat hy jammer is. Ons hoor vanoggend dat die Here vir ons oproep om ons vyande lief te hê, om hulle te vergewe, om vir mense te bid wat kwaadwillig is teenoor ons, mense wat jou dalk by hof toe neem, iemand wat jou dwing om sy goed vir jou te dra, hulle wat jou vervolg. En in hierdie optrede word ons herinner om te sê, maar ons moet mekaar dan ook lief hê. Die agtergrond hiervan was natuurlik dat die skrifgeleerdes baie vrome mense was, maar dat hulle geleer het dat jy jou naaste moet lief hê, maar dat jy jou vyand moet haat. Nou as hulle gepraat het van jy moet jou naaste lief hê, dan was dit eintlik om te sê jy moet mense lief hê wat soos jy is. Ons kan amper sê dit is NG Kerk, blanke, Afrikaans sprekende mense vir wie jy moet lief hê. En jou vyand, hulle wat jou te nadoen of wat vir jou wil kwaad aandoen, moet jy dan ook kan haat. Die tollenaars en die ongelowiges, lees ons sluit hierby aan dat hulle haat dan eintlik die kenmerk word van hulle lewe. En dit is in hierdie agtergrond wat die Here dan nou juis kom om vir ons te kom sê, maar ons moet iets van God se liefde in hierdie wêreld beliggaam. As ons praat oor liefde vir ons vyand, dan kan ons nie haat nie, dan kan ons nie maar kwaad met kwaad vergeld nie, want dan reageer ons presies soos hierdie wêreld. En daarom is dit dat daar in ons as Christene iets anders is, en dat ons juis moet leer om vanuit Christus se vergifnis en sy genade teenoor mense te leef. Ons sien dit ook wanneer die Here aan die kruis is in Lukas 23, dat hy dan ook hier in die kruis kan sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is hierdie gesindheid van vergifnis, om vrys te spreek, om te seën, om die beste vir ander te begeer, wat dan eintlik die kenmerk word van ons lewe as gelowiges. So mense moet net dink aan vergifnis, het die Engelse nogal met hulle tenses 'n baie mooi beeld van forgiveness.
deur te sê, jy praat van forgive, forgiving en forgiven. En daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar moet herinner om te sê, vergifnis bly altyd 'n keuse. Daarom as die woord opgegee word van forgive, is dit 'n woord wat dui op aksie, is dit 'n woord wat ons uitdaag om te sê, dit is 'n keuse wat jy maak om mense dan ook vry te spreek en te vergewe. Tweede plek is natuurlik dat vergifnis 'n proses is. Ons word die hele tyd herinner daaraan dat ons moet vergewe. Partykeer is dit dat mense bly sleg optree teenoor ons, of ons word herinner aan iets wat in ons lewe gebeur het waar ons te nagekom is, en dat ons dan vir mekaar moet herinner om te sê, vergifnis gebeur nie net een keer, dit is 'n reis saam met God, dit is 'n reis waarin ons telkens mekaar dan ook vry spreek, en daarom die woord forgiving, om te sê dit is 'n voortdurende reis, 'n voortdurende proses in 'n mens se lewe. Aan die ander kant is dit ook so dat vergifnis is 'n afsluiting. Dit beteken jy moet dit kan agterlaat, jy kan aangaan met jou lewe, en die Engelse woord gebruik hy is forgiven, om te sê dat ons het vrygespreek, en dat wanneer ons herinner word aan kwaad of verkeerde optrede teen ons, dat ons onsself mag herinner om te sê, ons het dit afgesluit, dit was, daar's 'n nuwe fase wat nou in ons lewe gebeur. Wat dikwels gebeur is dat mense sukkel met vergifnis, en wanneer jy sukkel met vergifnis, beteken dat jy word dikwels ook die gevange van daardie persoon, wat dan eintlik teenoor jou kwaad opgetree het. En dikwels sien ons dit in jarelange vetes tussen mense, ons sien dit hoe dat mense se gesondheid daaronder ly, dat mense partykeer in depressie verval, in maagseer ontwikkel, verbitterd raak teenoor die lewe, en daarom is dit nodig om hierdie opdrag van God te aanvaar om te sê, maar vergifnis word dan ook die kenmerk van my en jou lewe, in die eerste plek omdat ons deur God begenadig is, maar ook omdat die Here dit as 'n opdrag ook vir ons kom gee. Hiermee saam word gesê dat ons nie net ons vyande moet lief hê nie, ons moet vir hulle bid, ons moet hulle seën, dit beteken ons moet vir hulle die beste toewens ook vir hulle lewenspad vorentoe, en dat die Here ons ook dan daarmee sal help en mag help. Die beeld wat hier gebruik word in die voorafgaande gedeelte om te sê, as iemand jou op jou regterhand wang slaan, draai ook jou linkerwang. Gewoonlik is mense wat regshandig is, het iemand op die regterhand geslaan deur amper 'n backhand te gee, en dit was ook 'n teken van minagting, om disrespekvol teenoor jou op te tree, en daarom die opdrag om te sê, met draai dan jou linkerwang. Dit beteken, ek eis nou ook selfrespek van jou, en dis daardie selfrespek wat ons ook dan leef, dan ook teenoor ander. Kom ons bid saam. Here, seën ons in hierdie aand, of in hierdie oggend, wil U vir ons help om altyd, Here, te kan vergewe, en om te kan bid vir hulle wat dan ook vir ons vervolg, vir hulle wat ons benadeel. Amen.